Goeiedag almal, dit is Theo, geestelike autoriteit. En vandag, autoriteit en wysheid. Ek wil eerstens dit sê, dat autoriteit sonder die aanwending van wysheid is 'n mislukking. Want die volgende is absoluut noodsaaklik vir jou autoriteit wat jy ontvang het van die Here. Wysheid om jou finansies te bedryf, wysheid om jou werk te doen, wysheid om jou besigheid te bestuur, wysheid om jou familie te hanteer, wysheid om die regte besluite te neem, wysheid om gesond te leef, en dan wysheid om emosies te bestuur, net om 'n paar hiervan te noem. En weet jy wat hierdie wysheid is tot ons beskikking? Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Nou die Griekse woordjie vir wysheid, as julle wysheid kortkom, is Sophias, wat dui op die ontwikkeling van verstand. Ontwikkeling van insig en begrip om inligting voordelig te kan prosesseer. Sophias, wysheid, dui op goeie oordeel om die kwaliteit en ervaring van kennis te vertolk om sinvolle besluite te kan maak. Dus, kennis is nie wysheid nie. Of kennis sonder wysheid is 'n mislukking. Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid. Die Griekse woord vir kortkom is lipo, wat dui op iets wat beskikbaar is, maar om een of ander rede nie aangewend kan word nie. Dit is iets soos beerdkrag. Die krag is daar, maar lipo, dit kan nie aangewend word nie, want die kontak of die konneksie ontbreek. Hy weet wysheid dui op kennis van iets wat beplant en doelmatig aangewend of toegepas word. En weet jy wat, as kinders van die Here besit ons almal kennis, Bybelse kennis van die autoriteit van God aan ons gegee. Maar om dit beplant en doelmatig aan te wend, verg wysheid. Kennis is iets wat jy ken. Jy kan dit dalk doen, maar wysheid is om hierdie kennis toekomsgerig, beplant en doelmatig aan te wend tot jou voordeel en ook tot verheerliking van God. Weet almal het kennis van 'n leer, wat dit is en waarvoor dit aangewend word, hoe ons dit 'n leer moet gebruik. Maar die suksesvolle en veilige aanwending daarvan verg wysheid. Eksodus 31 vers 3 en God het gesê, ek het hom vervul met my gees, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Kan jy sien hoe die Here ons wil vul met dinge wat ons wil doen? Kom ons vertrou die Here vir hierdie wysheid. Spreuke 16 vers 16. Hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud en verkiesliker om verstand te verwerf as silwer? Dan Psalm 25 vers 12, wie tog is die kampioen wat die Here vrees? Hy wat respek en waardering het vir die Here se teenwoordigheid. Die Here self sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Ek glo die Here praat entoesiasties en opgewonde met elkeen van ons as hy die volgende sê, my kind, as jy wysheid kortkom, vra dit vir my en ek sal jou wysheid gee, sonder om jou te verwyd. Jou te verwyd van verkeerde besluite in die verlede of verkeerde rigtings wat jy ingeslaan het. Praat met my oor die wysheid wat jy kortkom. Dankie daarvoor, Here. Amen.